oppas as jy op 'n verwarmer sit, jou skoene mag smelt, of jou handsak onder so hou maar dit langs die kante, en ook jou bene kan warm word, en as jy dalk 'n bietjie warm kry, jy mag pas kry vir die eerdiens, ons verstaan die boude word dalk 'n bietjie gebraai ook. So asseblief as jy nou in die winter instap, ons sit dit juis aan vir die koue. Ons doen dit gewoonlik nie van Junie, Julie af, maar dit het al gebeur. Ek het al rubber gekry by my eie skoene, dan het ek dit in die verwarmer gesit, en dan na die tyd dan het ek nie meer skoene oor nie, so ek waarsku net vir almal. Dan mag die Here ons ook dan elkeen vul vanoggend, mag sy Gees ook daar wees met ons, en mag ons ook hom vanoggend hier ervaar. Ons gaan vanoggend Psalm 48, so hierdie keer het ek hom reg aangetik, die eerste en die vierde strofe. Dis ons toetrede die nag, ons bly staan vir die voeten, die seën en ons lofsang vanoggend. Vir die van julle wat wel nie so lank gaan staan nie, julle kan ook rustig sittend deelneem, en ook daar by die huise waar julle lekker warm is. So kom ons sing dan as toetrede die Psalm 48. Genade en vrede van julle van God ons Vader en van die Here Jesus Christus en van die Heilige Gees. Amen. Ons sing nou as lofsang gesang 212 en ons sing die eerste en die derde strofe by. Julle sal sien dit is nou weer daai lekker enetjie wat die refrein in het. So ek gaan dat ons weer so sing soos ons gewoond is, loof die Here, hy is goed, sing ons almal saam. Dan sing die mans, ek wil die Here loof, en dan sing die vrouens, ek wil die Here loof. Ons sing daai tweede diskant van die refrein. So ons gaan weer so sing, ons ken hom al lankal so. Ons sing die eerste en die derde strofe hardop saam.
vraag van wie het die reg om in die woonplek te kom, Here? Die woonplek daardie tyd was die tempel. Julle sal sien ons het ook die eerste keer gesing by die stad, die mure, die tempel. En dan gaan ek vir julle hierso uitlig van die waarheid praat en kwaad praat en die 1953 vertaling, die 33 vertaling, ook die Grieks verwys, die Hebreëus verwys na eintlik teepraat. En vandag se tema, en ek het die kindertjies ook vanoggend gevra, as het hulle al tee gepraat met hulle ouers, en party baie eerlik ja geantwoord, het ek net gesê, nee, hulle het nog nooit, hulle is ook bang vir hulle ouers. So, dit is daai ding, en ek gaan 'n bietjie daar raak, dis ons tema vanoggend is teepraat. En ons doen dit eintlik nogal baie as ons bewus is. So, as ons daarna gaan kyk, so ons lees Psalm 15 as ons wil van God. Wie het die reg om in u woonplek te kom, Here? Wie mag op u heilige berg vertoef? Hy wil onberispelik wandel en doen wat reg is, wat met sy hele hart die waarheid praat, en dan kom die gedeelte, nie kwaad praat nie, sy medemens nie kwaad aandoen nie, en niemand beledig nie. Hy wat jou verag, wat jou God verwerp is, maar almal eer hy Here dien, wat sy woord hou, straf tot sy eie skade, sy geld nie op rente eintlik nie, en hom nie laat omkoop om die onskuldige tekort te doen nie. Wie hom hieraan hou, sal nooit wankel nie. Ek weet is 'n bietjie 'n snaakse wil van God, maar as jy gaan kyk, dan is eintlik wie het die reg om vanoggend hier te sit. En die vraag wat hy dan stel is eintlik om te sê, nie een van ons het die reg nie, maar die Here gee vir ons die reg om hier te wees. As dit van my en jou afhang, dan is eintlik niemand nie. Kerk bestaan weens ons as sondaars, wat die Here liefhet. Ons neem hom aan, hy neem ons aan, en dan probeer ons gelowig deur reg leef. Dit is 'n baie groot vraag, en baie mense sê maar glo nie as ek nie geld betaal nie, voel ek skuldig. Ek wil nie kerk toe nie, want ek het te veel sonde. Die deure staan oop vir elkeen van ons. Die eerste klip het om op te tel, het om gerus gooi. Ek as predikant, elke gelowige hier, ons het die reg om hier te wees Christus, ons verlosser. Ons gaan ook so sing, en dit is hoekom ons Gesang 4:9 sing as ons skuldbelydenis, en ons sing dit sittend, ekskuus. Dat jy nie nou weer kry, jy kan sien vandag is dit boeke en weer mekaar op. En dit is Jesus lief, hy is my lig en krag, hy sal nooit my angs my nooit verlaat nie. Hy bly my redder, al het ek nie hulp nie. Hy maak my vry van skuld en sonde mag. So julle sal sien, ons gaan nogal sing, ek het 'n bietjie van my geloofsbelijdenis in van net Christus alleen gaan my bevry, daai ding van wat is dit, hoekom het God ons lief? Dit is vir ons as mens. Ons sing Gesang 4:9 en ons sing die eerste, derde en die vierde strofe almal sittend saam. Hallelujah.
Here, ek wil val, maar my tree is as 'n kind wat onseker is in die samelewing waarin ons leef. Die toekoms is so chaoties, so deurmekaar. Ek bekommer my altyd oor vandag, oor môre, oor die dag na môre. Ek sukkel om te vertrou, Here. Ek sukkel om wysheid te vind, ek sukkel om U te sien en insig te kry. En tog immers wil ek ook net elke keer my wil hê. En as dit nie soos ek gaan nie, dan is ek hardkoppig. Ek staan kop met U. Want wie is U wat sê U het my lief? En U luister nie genoeg na my nie. Vanoggend, Here, kom ons met daai klein treetjie vir treetjie nader aan U. Vandag kom ons met daai onkunde van wie U is. Vandag kom ons met daai seer en daai pyn waarmee ons saamleef. Vandag sit ons hier en ons vra net, wie is U teenwoordig? Breek U die woord vir ons oop. En laat die Heilige Gees so met ons werk. Dat wanneer ons hier sit, ons nie teerpraat nie. Ons nie anders dink nie. Ons oop is vir die verandering wat U in ons lewe bring. Amen. Ek wil net seker maak, ek gaan vanoggend vir ons net 'n gesang lees, en dit is Pinkster, dis hoekom ek hom graag wil voorlees, voordat ons uit die Bybel gaan lees. Dit is 'n baie mooi gesang. Gees van God wat in my woon, breek die woord vir my. Gees van God wat in my woon, kom en heilig my. Troos my, sterk my, leer my, lei my. Gees van God kom heilig my, breek die woord vir my. En dan is daar een gedeelte waar hy vra, breek die woord, lei my. Eintlik om te sê daar's vernuwing wat besig in plaas en dan kom die tweede een van ons voel dood, ons voel gebroken, en dan sê hy weer, Gees van God wat lewend maak, vul my meer en meer. Gees van God wat lewend maak, vorm my tot die eer. Troos my, sterk my, leer my, lei my. Gees van God vul my al meer, vorm my tot die eer. En dan uit daai dood, lewend maak, vorm wat plaasvind, iets anderste. 'n hele ander mens. En dit is eintlik wat die Heilige Gees elke dag in ons lewe doen. En dis hoekom dit so mooi aansluit by ons teks van teepraat. Julle sal sien, daar is nie 'n skriflesing vanoggend nie. Ek wil graag eintlik hê julle moet luister en sit en luister. Daar was soveel teks wat deur my kop gegaan het te sê ek is nog nie reg nie. Hierdie teks het elke keer aand na aand, dag na dag, vorendag kom. So dis Filippense 2 vanaf vers 12. En dis 'n snaakse opskrif, dit gaan oor ligdraers in die wêreld. Maar julle sal sien, hier kom ook van klaar en teepraat in hierdie teks na vore. Nou, voordat ons gaan lees, wil ek net so 'n bietjie agtergrond gee. Hierdie is eintlik deel van Paulus se lofsang gewees. Dit is 'n bietjie 'n vreemde manier wanneer hy's in die tronk. Nou, waar het jy 'n lofsang in die tronk nodig? En dan sing hy eintlik tot ere van die Here, en dan sluit hy hierdie daarby af en gesê, weet jy al, is die omstandighede so sleg. Daar's voorspoed, daar's iets goeds wat hieruit gaan kom. En dis dan waar hierdie teks aansluit. So ons begin daarmee, ligdraers in die wêreld. My geliefdes, julle was altyd gehoorsaam wanneer ek by julle was. Des te meer moet julle gehoorsaam wees nou dat ek nie daar is nie. Julle moet julle met eerbied en ontzag daarop toelê om as verloste mens te lewe. Want dit is God wat julle gered en bekwaam maak om sy wil uit te voer. Doen alles sonder kla of teepraat. Sorg dat julle bo alle verdenkinge staan en opreg bly. Onberistelike kinders van God te midde van die ontaarde en korrupte mense. Tree onder hulle op as ligdraers in die wêreld, die woord van die lewe uit te dra. Dan sal ek op die dag van Christus se koms rede hê om trots te wees, omdat dit sal blyk dat ek my nie verniet ingespan het nie, en nie verniet gesoek het nie. Julle geloof is 'n offer in diens van God. Selfs al word my bloed daarby as dankoffer uitgegiet,
is ek daaroor bly. Ja, ek is saam met julle almal bly. Om dieselfde rede moet julle ook bly wees. Ja, saam met my bly wees. Interessant hoe hy hierdie ligdraers effektief loop die spanning in hierdie verhaal van Paulus. Maar in 'n tronk waar daar geen voeding is nie, hy was geslaan, hy was gemartel vir sy klein gemeentes gaan oprig. En hier staan dit dat hy vir die mense sê, "Wat wees bly." En die gemeente Filippi vir wie hierdie geskryf is eintlik 'n baie blydende gemeente. Hulle het altyd voorspoed gehad, mooi dinge. En hy herinner daarweer aan, want daar kom tye wat mense vir jou kripte en nies wil gee en jy wil eintlik weg van die Here af. En dit is nogal daai stand van saak. So elkeen van ons wat God se woord hoor, mag ons ook daarvolgens gaan lewe. Vanoggend het vir die kinders van julle gehoor daarvan, ek het 'n klein opname en ons gaan later ook uitsaai is, wat doen jou ouers as jy teepraat? Nou interessant was, baie van hulle sê hulle word gestraf in die huis en bietjie self van hulle wegvat en party het gesê, nie so 'n groot straf nie, en ander het gesê hulle praat nie teen nie. Maar wat is teepraat? Dit is eintlik in elkeen van ons huise nog steeds daar. Al het ons nie meer tieners of kinders. Eerstens, tieners en kinders praat nogal baie tee. As jy vir hulle sê hulle moet vroeg gaan slaap, veral in die vakansietyd by die routine te bou, sê, "Ag mamma, ander mense kan tot 9 uur of 10 uur wakker bly." En dan gebeur dit sodat wanneer mense teepraat, begin jou ouers weer net so kyk. En dit is nou net daai, dis nou genoeg, die praat nie ver. En as elkeen sy huis het, dan moet reëls wees. Of as jy nou 'n partytjie wil gaan, dis nou alles hier op die kinders gebaseer, want dit is nou vakansietyd, so hulle wil 'n bietjie harde druk. Langer TV kyk, bietjie meer op die selfoon wees, daar's nog partytjies wat plaasvind. Of die wonderlike klere dra. Jy trek nou mooi aan, dis nou 'n partytjie van jou vriend of vriendin. En jy stap as 'n dokter of as 'n man verby 'n maatpaar en sê, "Waar gaan jy?" Jy kan nie so gaan nie. Gaan trek iets anders aan. Maar dit is in die mode, almal trek so aan. Ek onthou toe ek 'n tiener was, waar ek graag 'n naalkeer gehad het, want al my vriendinne het dit gehad. En elke keer dan ek nog 'n bietjie bang vir my ma en bel ek haar sê, "Mamma mag ek?" Sy sê nee, dan sê ek, "Kyk, dis vandag nie." Jy vra in die eerste, tweede keer en my pa kon jy dan nog 'n bietjie om die arm sê, "Maar papa, mamma is nou redelik. Mamma is nie reg nie. Mamma het sussie gedoen, hoekom mag ek nie?" En dis maar die goedjies wat gebeur. In die huwelike en verhoudings dink ek dalk 'n bietjie anders. Ons wil die laaste sê. En dit is nogal lekker om daai dolk te steek, want jy het nou 'n lekker ewige argument of jy's nou besig in 'n gesprek en jy wil net die laaste bietjie inkry. Dis wat teepraat eintlik op 'n manier van wat is die punt om te wen? Kom, moet ons 'n eerste plek behaal. En dis 'n groot ding en baie van ons doen dit. Ons het 'n huweliksberading en dan vra mense maar, luister julle dan mekaar, ons nie ek wil wen, ek is daai persoon, ek wil eers wees, ek wil my sê, ek wil gehoor word. En dan vra ek vir die vrou, en wat doen jy? Ek sê vir hom, sy sê, want ek weet dit, ek moet ons my redes en woorde opgebruik. En verhoudings dink ek is dieselfde geliefdes. Wanneer ons gaan kyk na teepraat, is dit nie net terugpraat fisies nie. Die Griekse woord daarvoor is om die sê te sê, dan moet jy graag daar vind, waar is dit? Ek weet, dit is so mooi nie. Gageismos, dit klink nou baie weird om te sê. En dit gaan eintlik oor 'n klag te kla. Jy wil net. En nou kan ons ook nogal lag en dan sê ons maar wat se vrouens in huwelike en verhoudings kla nogal baie, maar dis wat ons doen. Ons kuier koffie en ons kla oor ons mans en kinders. Ons kuier by die werk, ons kla oor ons vrouens en kla. En dit is 'n ewige liefdes. Maar hierdie klag waarvan ons gelees het, is eintlik 'n Ou Testament klag. Daai Israel volk van ek kan nog nie. En die rede hoekom hierdie so 'n groot ding was, is Paulus sê self vir mense, dis lekker om te kla en te praat. Maar bly weg van dit. Hou jou lewe volgens God se woord.
En hy raak 'n interessante feit want hy gee net vir hulle 'n voorbeeld nie, want eintlik moes hy kla. Hy skryf nie die brief as 'n klag nie. Hy skryf vir sy jeug, sal vrolik wees in 'n tronk. As ek en jy in die tronk moes gaan sit, sou ons gekla het. Deesdae se tronk is nou nie so erg nie. Daar's 'n bietjie DStv, jy kan dan jou studies klaarmaak, maar daar moet wel kos. Maar as jy gaan kyk daarna, is dit kool, brood. Nou, ons is glutenvrye mense, ons hou nie net van kool nie, want dit laat jou nogal winderig en jy kan gaan kyk na omstandighede, jy veg vir die beste matras en klere en jy mag nie skoenveters in jou skoene sit nie, want dit is 'n wapen. Nou, so ek en jy nog steeds vir die Here loof en prys as ons in daai gevangenskap is. En is ons lewens so baie keer like. Ons voel gevange in ons lewe, ons voel dat ons op baie plek is van ek wil veg of vlug. En dit is nogal waar hierdie teks van so mooi inkom en hy sê vir hulle, my geliefdes, dit is nie net gemeente nie. Dit is wat mense hier sit en hy praat met hulle, hy sê vir hulle, weet julle wat, ons 'n paar dinge in die lewe wat nogal gebeur. Maar hou aan om lig te dra en hou op om teen te praat. En wat gebeur met hierdie lig dra? Hy sê daar is korrupsie. Daar gaan altyd korrupsie wees, want waar die mense is daar korrupsie. Daar's mense wat jou wegrol, wat wil beïnvloed, wat jou anders te wil vertel. Bly weg van dit en hou vas. En dan gee ek jou hierdie paar goedjies in die teks. Ek wil net weer ons het Filippense 2 gelees. Dan begin hy weer te sê, eerstens is jy verlos. Christus het jou verlos van die dood. Van jou sonde. Van hierdie wêreld af. Jy moet anders te leef. En wat beteken, daar's 2 dinge wat moet gebeur. Die eerste een is die opoffering. Hy praat van, daar's 'n gieting, soos my bloed ook uitgegiet moet word, en wat hulle gedoen het, hulle gewoonlik by die tempel die slag gedoen, en dat hulle bloed gevat en dit so langs die altaar uitgegiet, as offer. Paulus praat ook van haar uitgieting. En dan die tweede gedeelte is in dienslewering. So eerstens, lewer jy jou lewe op, jy gee 'n offer, jy giet jou lewe, en die tweede is, dan gaan jy oorgaan in diensbaarheid. Maar wat gebeur, dit is nou nogal waar hierdie teepraat of my elke keer uitgestaan, en die hele week het my gewerk van, toe moes ek kyk hoe ek ook handel met mense. Hoe praat ek, wat wil ek sê, wil ek gehoor word? En dit is nou daai waar ons geloofslewe kom inkom. Paulus skryf hierdie brief en hy sê, wees bly, wees lankmoedig, offer jou lewe, dien die Here, dra die evangelie, die goeie nuus. En wat is die goeie nuus? Dat ek en jy vrygekoop is van sonde. Doen dit elke dag. Maar nou sê hy ook, en dit is nou waar die tweede gedeelte inkom, is ons moet ligdraers van die wêreld wees en met God wandel, en daai offergedeelte en diensbare deel wat ons mee sukkel. Want kom ons praat 'n bietjie daaroor. Ons bid vir die Here, vir uitweg. Ek en jy, ons is geleer om 'n gesprek te tree met God. Hoe doen ons dit? Stilte tyd, Bybelstudie, bid. En ons wag vir antwoord. En dis nou waar die teerpad eintlik inkom, want ons luister nooit in volle klaar nie. Luistervaardighede het ek getoets. 'n Mens kry kinetiese mense, jy kry visuele mense, dit is hoekom hierdie prent nou vandag op die bord is, en jy kry mense wat auditief is, wat net fisies luister. Nou as ek en jy net auditief ingestel is, wil ons beweeg terwyl ons luister, so jy kan vasgevas en jy kan fokus met wat om jou aangaan, of jy wil visueel gestel wees, jy wil kyk vir die persoon, die foon se boodskap is nie genoeg nie. Dit is die manier hoe ons luister en inneem. Nou vra ek vanoggend vir jou, hoe luister jy vir die Here? En dis nogal 'n groot vraag wat met teerpraat te doen het. Want ek en jy ons bid nou. Here, verander my lewe, verander hierdie wat met my gebeur, verander dinge. En nou begin God terugpraat. Hy gee vir ons die advies waarvoor ons so lank wag. Luister ons ten volle klaar. Of kyk ons erns in. Praat ons erns teer. En dit gebeur. Die rede daarvoor is, wanneer ons so sit en luister vir die Here, dan begin hy vir jou sê, maar jy moet begin verander in plaas van jou vriende of jou familie of iets is nie reg nie. En dan sê, maar hulle het my lief.
Hy het nie vir jou gesê skryf hulle af nie. Hy het begin advies gee en ons gaan hanteer. Hy probeer ons op die regte paai lei. Maar dit is baie moeilik, dan gaan ons weer sê, maar dit is 'n moeilike pad, Here. Hoe moet ek hierdie pad stap? Here, ek kan nie meer nie. Ek is nie gemaak vir hierdie werk nie. En dis waar ek sê die teks het baie met my gewerk, want dit klink amper soos Moses, dit klink soos Jona, dit klink soos ons alledaagse mense. Ons het soveel probleme en klagtes, en dit is waar die Griekse woord van 'n klag wat dit is dat dit by die Here kom gee. 40 jaar, 40 dag reis, het 'n 40 jaar reis geword. Jy kan gaan kyk hoe kilometer en hoe vinnig mens stap. Dit moes nie so lank wees nie. Maar het so gesukkel en gekla. Het so lank vertoef. En die Here het vir my gesê, al wat jy moet doen is net loop net na hierdie land. En dis waar die klagte inkom. Teepraat is 'n klag. Dis waar maar ma of maar man of maar vrou. Dis vanoggend maar Here. Ek is nie slim genoeg nie. Here, ek het nie die kennis nie. Here, ek is nie die een vir daai tipe werk. U weet, ek kan nie voor mense gaan praat nie. Ek wil nie oor my geloof praat nie. Ek wil nie vertel nie. Ek wil nie. Is ons nog regtig besig om vir jou te luister? Te sê, vorm my, maak my 'n kind. Maak my nie, verander my. Want, Here, ek nie nou nie. Moenie nou my lewe kom raak, hy is net besig om reg te kom. Of, Here, hierdie pas in my plan van my lewe. En dis baie keer ons voel as Here ons begin vorm. Want ons sukkel met daai offer en diensbaar. Maar dit beteken volle vertroue en beheer. En hoe vertrou en beheer? Hoe gee dit oor as jy nie die Here kan sien nie? Hoe moet ek luister as ek nie gefokus is op sy stem nie? Ek luister om al reeds sy antwoord terug te gee. Hoe moet ek dit gaan uitleef as ek nie weet wat hy van my verwag nie? En dis die 3 vrae waarmee baie gelowiges sukkel, want dit is nou diensbaarheid, hoe kry ek my talente en gawes? En hoe laat ek God toe om in my lewe te werk? Geliefdes, is elke dag se opoffering. Dit is nie net 'n eensklaps en dis reg nie. Dis elke dag bewus te wees van waar beheer jy en waar gee jy van weer. Dis elke dag my wag voor jou mond te sit. Teenoor elke persoon wat op jou pad kom, maar ook teenoor die Here. Om stil fisies te gaan word en te sê, praat Here, en daar's nie 'n TV nie, jou selfoon is weg, jy daai stil, gefokuste tyd. Ons doen dit nie, ons is so besig, ons gedagtes onderbreek saam die tyd saam die Here. As ek net nie kan klaar kry, kan ek was ook gaan klaar maak, kos maak, as ek net nie klaar kry, kan ek aangaan met my dinge, die rugby game gaan nou begin, as ek net. Hoeveel keer onderbreek ons die Here wanneer hy met ons wil praat nie? Het gaan 'n tyd gehoorsaamheid luister. Julle sien hoe groot is hierdie teepraat eintlik, want dit is wat gebeur in huishoudings. Dit is hoekom ouers vir jou sê, moenie praat met ander mense praat nie. Dit is nie net vir respek nie. Dit is ook om goeie waardes en norme te leer om te volle te luister, sonder om 'n antwoord terug te gee. Selfs as hulle dit gesukkel. Selfs hier waar hy met Filippie praat, die gemeente het hulle gesukkel om te praat en hy het gesê, klaar, was een van hulle groot dinge. Wat kan gebeur as ons 'n bietjie anders te kyk en net luister? Stil word. En vir die Here sê, ek sal nie. Maar dit beteken elke dag. Dis nie 'n weeklikse en 'n maandagse ding nie, geliefdes. As jy gaan slaap want jy staan hoor, as daar 'n klop in jou kop aangaan en jy sê, kom ons doen dit weer hoor. Ek moet weer alles oorneem. Ek moet weer begin. Maar as jy leer om reg te doen,
En dit is moeilik. Dis hoekom ek sê elke dag, want elke dag het eie uitdagings. Elke dag bring vir jou ander omstandighede en probleme. Elke dag het jy ander antwoorde en leiding nodig. Maar sonder God is dit nie meer. Vanoggend wanneer ons nou lekker kan spot en sê ja, dis 'n modigheid of ja, dis lekker of ander mense. Vra jy vir Here en sê Here, vandag vra ek wag voor my mond. Laat my intiem luister. En dit wat U sê, moet my dat teestribbel hanteer nie. Laat my dit eerder aanvaar en die verandering laat plaasvind. Hoekom sê terapeute en beraders ensovoorts dat die persoon eers moet erken daar is fout. Sodra ek en jy kan besef daar is fout, is daar plek vir verandering. Maar as ons hierdie fout sien nie, is daar geen plek vir verandering. Waar kom my en jou lewe verandering? As ons God kan hoor, luister en te gaan leef, sonder om teer te praat. Amen. Terwyl ons so bly sit, kom ons word rustig in dit saam. Here, ek wil altyd 'n punt bewys. Ek is slimmer en beter as mense om my. Ek dink soms partykeer ek is slimmer as U. Waar ek as nietige mens sit en baie keer voel, maar ek weet beter, want ek lewe in hierdie lewe en U is nie in my lewe om te sien en te ervaar wat is fout nie. Pyn, die lyding, die moegheid, die bekommernis en vrees. Ons vergeet partykeer U is so almagtig, U sien selfs die diepste seer. U weet ons gedagtes nog voor dit opkom. Leer my om partykeer 'n wag van my mond te begin luister. Nie net vir U nie, maar vir die mense in my lewe. My ouers mag dalk oudtyds wees. As dit Here kom hulle my wil beskerm. My man en my vrou en my persoon met wie ek in die lewe deel, my mense en wie ek vertrou, my vriende, vriendinne en familie. Ook nog net gehoor word. Sonder om 'n slim antwoord van jou af terug te hê. Maar Here, dan moet ek leer om stil te word. Elke dag. Om te luister. En dan te praat. Vanoggend bring ons elkeen van ons hier, Here. Maak ons stil. En laat ons luister. Ons vra nie om ons verdien nie, maar net in U naam. Amen. Here, ek sien dit is ook wat hierdie gesang gekies het, is dat die Here reg ons begin stil met vandag, ons jou sê, so staan, wees stil en weet, ek is die Heer, ek spreek die wind en golwe bedaar, ek sal ook jou getrou bewaar. Dit beteken die Here, laat ons nie alleen, ons gaan nie deur dinge alleen, al lyk dit en voel dit vir my en jou so. Hy is eintlik heeltyd teenwoordig, maar ons moet plek maak vir hom. So ons gaan al 4 hierdie strofes dan wel staan vir die seën en dan ons wegsettingslied ook volg. Oh
Dink ons bietjie terug aan Paulus, daar waar hy in die tronk kon sit, en eenkant eintlik 'n stil sterwe kry, het hy aangehou om die Here te loof en prys, aangehou skryf na gemeentes, nie gekla nie en nie teëgepraat nie. Hoeveel meer kan in ons lewe geskied? Mag die vrede van Christus met julle elkeen wees, nou tot op alle ewigheid. Amen. Ons sing dan Gesang 510 as beeldsaam, ons sing genade beskikking groot, die eerste en die vierde strofe is almal, die tweede strofe die man en die derde strofe die dames. Sing dit as beeldsaam.